Hartlike goeienaand aan u op hierdie wonderlike Sondag-aand en hierdie is 'n verkorte weergawe van môre se diens wat ons gehad het waar ons bietjie gepraat het oor die seun van God, sy verskyning, sy eie woorde waarin hy ons kom versterk het met die woorde ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ons het so 'n bietjie gaan kyk na skrifgedeeltes uit Johannes uit, Matteus, Markus, Lukas, Johannes, die evangelie. En ons het ook gaan kyk na sy briewe, Johannes se briewe. Glo dieselfde persoon wat die briewe geskryf het, Johannes 1, briewe Johannes 1, 2 en 3 en ook Openbaring, die geliefde wat aan die bors van Christus Jesus gelê het en wat die Here baie lief gehad het. Iemand met baie skerp onderskeiding, iemand wat die hartklop en die nabyheid van die Christus Jesus baie sterk geken het en baie sensitief was en ook aan ons kom meesterlik ook die Heilige Gees kom bekend maak het in sy boeke. Nêrens in die ander evangelies is dit so duidelik soos wat dit vir ons weergegee word in die evangelie van Johannes. Oor die Heilige Gees, die trooster wat vir ons gestuur het, die Gees van die waarheid. En as hy wat vir ons die waarheid kom bring, hy is die een wat vir ons die openbaring gee en ons die kennis gee van wie die Vader en die Seun is. Dis hy wat ons die verhouding, die bandsverhouding tussen die Vader, die Seun en homself gee en ons in daardie verband en verhouding kom bevestig en ons die geleentheid gee om ook deur hom gelei te word, deur hom bestuur te word en deur hom te versterk te word. Dis hy wat ons gewete kom bekragtig, is hy wat ons optrede hoe kan ek sê, amper sê half dophou, hy wat ons na ons kyk en hy wat ons pad en ons paaie vir ons gelyk maak, hy wat ons bewaar en beskerm in hierdie wêreld. Want in hierdie wêreld is daar soveel boosheid en verkeerdheid en as die Gees van God nie met ons is nie, as Jesus wat die weg, die waarheid en die lewe nie reg in ons harte bly en ons dit nie oppas en dit sterk aankleef, gaan ons 'n probleem hê. As ons enigstens uit die wil van God beweeg mens nie sommer net uit die wil uit van God sonder dat daar nie afvalligheid plaasgevind het, moreel in ons lewens nie. Daarom moet ons kyk daarna, dat ons 'n rein skoon lewe wandel, dat ons toelaat dat God se heiligmakende werk in ons volbring, soos wat die skrif sê in Filippense 2, dis ek wat werk sowel as om te wil, en dan wat die Here vir ons sê, laat my toe, en gee my kans, en dan sal ek julle ook stuur en julle uitstuur, so wat julle soos ligtorings en bakens kan wees in 'n donker, krom, verdraaide wêreld. Geliefdes, Jesus sê in die woord in Johannes 8 vers 12 sê hy, ek is die lig van die wêreld. Hy sê ek is die lig van die wêreld en hy sê hoor wat sê hy hierso? Jesus sê weer met hulle gespreek, hy sê ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. As jy Jesus Christus as die lig van die wêreld in jou lewe het, as jy hom absoluut gemaak het, die een wat die weg het, wat jy toelaat om die weg vir jou te wys, as jy hom toelaat dat sy Gees waarheid jou hart snoei, dat hy jou help om afstand te doen, dat hy jou oortuig van sonde, van geregtigheid en oordeel, dat hy jou help om op hierdie pad te bly, help om op hierdie pad te wandel saam met hom, help om in hierdie lewe 'n suksesvolle werktuig te wees vir hom, dan moet ons hom toelaat, want dit is hy dan wat die weg, die waarheid en ook die lewe is. Daar is buiten hom geen ander lewe nie. As jy dit nog nie ontdek nie,
As jy dit nie weet nie, elke keer sal jy jou vasloop, omdat jy probeer om jou eie, as mens net waag om jou eie geregtigheid te probeer opwerk, jou eie kop te volg. Baie van ons gaan gebukkend onder die, hoe kan ek sê, die torment van die Satan, want omdat ons hom plek gee en toegang gee, waar Christus Jesus die volle beheer en mag moet hê oor ons lewe. Dit is hy wat in ons werk, sowel as rondom. Dit is hy wat sy lig in ons harte kom skyn het, en daar kan nie plek wees vir duisternis nie. Geliefdes, dit wat ek vir jou sê, as ons sê ons is wedergebore, ons het die gees van God wat inwonend in ons is, dan moet ons kan getuig van dit wat ons ontvang het, want ons lewens is 'n bewys van, en die pad wat ons stap, en dit wat ons spreek en navolg, en vir die waarheid opstaan, en vir die waarheid ons lewe aflê, want ek sal my lewe aflê vir die waarheid. Daar kan geen leuen in die waarheid wees nie. Soveel verdraaiing, soveel vervalsings oor Christus Jesus, soveel opinies oor die Seun van God, soveel blasfemiese gesegdes oor die woord van, soveel Bybel, soveel verandering van skrif, om net Christus Jesus te probeer blootstel en gelykstel aan die menslike vorm, die menslike sienswyse. En God het nie, God se wees nie ons weer nie. Sy gedagtes is nie altyd ons gedagtes nie. Ons dink baie keer, God moes so, pleks wat ons net die woord van die Here volg, en sien hoe die Here hoe hy vir ons die pad voorberei. Die Here sê, die Here se woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig vir ons pad, of 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. Geliefdes, waar ons heen gaan, hoe gaan ek op hierdie pad bly, as die Here se lig my nie help nie, as ek nie toelaat dat die lig die duisternis oorweldig, en my help dat ek van die duisternis afgeskei bly, en ek kom volg in gees en in waarheid nie. Dis belangrik dat ons die waarheid van God navolg met ons hele hart, met ons hele siel, met alles wat ons het. Daar is nie nou 'n omdraaipad nie. Daar kan nie teruggekyk word op die gisters en die eergisters nie. Wat saak maak is elke dag 'n walk en 'n new walk, en 'n nuwe kragtige beweging saam met die Here. Geliefdes, ek hoop jy het 'n tasbare, lewendige, goddelike verhouding met die Here, dat jy nie vir een oomblik verslap in jou ywer en jou toewyding aan die Here nie. Moet nie toegee aan hierdie wêreld nie. Kan nie toegee aan 'n valsheid en 'n oneg nie. Kan nie saampraat met die verkeerde nie. Moet rekenskap gee van dit wat in my lewe geword het. Ek staan vas met hierdie. Daar is geen terugdraai nie. My oog is gefestig op die wenpaal, die ryder, die volëinder van my geloof, Christus Jesus. Sy Heilige Gees is vir my gegee, sodat ek daardie pad kan klaarmaak. Geliefdes, dit gesê, ek vra nou die dag vir iemand, tot nou toe, weet jy wat, daar's baie maniere hoe jy mense kan help om in Christus Jesus te kom nie, want na Jesus toe te kan kom. Ja, hulle moet weet wat die kruis beteken, wat Jesus kom doen het. Hulle moet die Vader ken, die doel van die Seun ken, en hulle moet verstaan waaroor dit gaan, dat ons kan ken en kan weet. Maar die groot ding is, as mense agterkom dat hulle tot nou toe hulle eie lewe probeer lewe het, hulle eie koppe gevolg het, hulle eie weg gevolg het, en hulle het al so hulle koppe gestamp, so in die moeilikheid gekom, hulle self onder soveel straf en condemnation gesit, en vervloeking gesit, dat hulle nie regtig wil erken nie, want hulle het ook nie 'n maatstaf waarmee hulle lewe kan inrig en meet nie, want hulle het nie die Gees van God ontvang nie, hulle het nie Jesus Christus in hulle harte lewendig geopenbaar gekry nie, hulle ken nie en weet nie, en daarom gaan hulle aan soos redelose
diere sonder enige werklike sensitiwiteit oor die dinge wat hulle verkeerd doen. Hulle is nie regtig mense wat regtig omgee nie. Hulle kan wel erken en bely dat hulle verkeerd is, maar hulle sal nooit sê dat Christus Jesus dat Christus Jesus dit vir hulle kan regmaak nie. Glo nie regtig aan die vergifniskant van dit wat Christus Jesus kan bied nie. Glo nie regtig dat daar 'n God in die hemel is wat sy seun Jesus Christus gestuur het vir die mensdom, so wat sy wonderbare lig aan die mens kan verskyn, waarin die Here God die mensdom uit die mag en die beheer van Satan uithaal, so wat hy nie meer onder sy domein is nie, en dat hy die seëning van God in sy lewe kan beleef. Mense wil net eenvoudig nie daardie keuse maak om die lig van God aan te gryp en hulle daardeur verander te kan word nie. Hoekom weet ek nie? Want sonde is nog steeds vir hulle te lekker. Die prys te betaal, die etiket, die hoogmoed en die pridefulness. Mense vrees dat as hulle Here Jesus sou dien, dan sal hulle verstoot word, sal mense hulle verwyd, sal mense hulle verlaat. Meer there to be seen by people and be judged by people, en deur mense gestuur word, deur mense gelei word, en deel te wees van 'n crowd, deel te wees van 'n gesprek, en nooit regtig 'n standpunt inneem van dit wat regtig reg is en dit wat verkeerd is, en iets doen omtrent dit nie. Ek dank God dat die Here vir ons die salwing van die Heilige Gees gegee het, wat die Gees van die waarheid wat in ons woon, ons nie met 'n leuen meer kan saamleef nie. Nou van die begin af, as jy 1 Johannes 1 lees, en miskien vers 1, gaan ek so bietjie daarby uitbeweeg en bietjie daarna kyk. En hou in gedagte Johannes 1, vers 1 tot 5 met vers 14. Miskien moet ek ook dit eers vir jou lees, dan gaan ons hier gaan na 1 Johannes 1 toe. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Jesus is God. En daar kan geen enigiets anderster wees daaromtrent nie. Dis Jesus Christus wat self sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. En as hy dit sê, dan kan daar geen leuen in daardie waarheid wees nie. Hy is die lewe, hy is die weg en hy is die waarheid. En dit is God wat so sê. Hy is deel van die Godheid. Dis net 'n God wat so kan praat. Hy het dieselfde attributes, hy het dieselfde substance en hy het dieselfde gesag en autoriteit. Hy het net 'n onderdanigheid aan sy Vader, 'n eer en 'n respekvol verhouding wat hy het in sy verhouding met die Vader, maar ons albei ewig kragtig en so ook die Heilige Gees. Hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Maak nie saak wat mense sê van die ontstaan van ander goed nie. Niks het ontstaan sonder hom nie. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Prys die Here, die lig skyn in die duisternis. Nog steeds skyn die Here God se lig in die duisternis en die duisternis sal in Suid-Afrika nie heers nie. Sal in my hart nie heers nie. Sal my nie meer aftrek nie. Sal my nie meer vernietig nie. Gaan my nie meer verwoes en kwaad aandoen nie. Ek is net mooi gaaivol vir die vervloeking en die kwaad wat sonde aan my siel, gees en my liggaam gedoen het. Van die besoedeling wil ek vrykom, sê die woord 2 Korintiërs 7 vers 1. Ons moet vrykom van die besoedeling van die siel, gees en dan ook die liggaam. En dit moet by die wederkoms van die Here Jesus Christus moet dit ook behou bly. 1 Tesalonika 5 vers 23. Daar was 'n man van God gestuur wie se naam Johannes was. Hy het tot getuienis kom van die lig te getuig sodat almal deur hom sou glo. Hy het die getuienis ontvang. Hy weet van wie hy praat. Hy ken die Seun van God. Hy het 'n verhouding met die Seun van God. Hy weet wat hy doen. Word hy gelei en gestuur deur God, sy Heilige Gees. Vers 14.
en die woord het vlees geword, dis Jesus, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eengebore seun van die Vader, vol van genade en waarheid. Dis die Jesus wat jy dien. Dank God vir sy genade en nie sy straf en sy verwoesting nie en sy wraak nie. God is die een wat die waarheid bring, wat die harte van die mense sny en snoei. Hebreërs 4 vers 12. Die Here maak 'n hart oop. Dis die woord van God wat ons teregwys, weerlê, vermaan, bestraf. Dit is die woord van God wat ons in geregtigheid en in right standing hou met die Here. Alle lof en eer gaan kom hom toe. Nou geliefdes, in 1 Johannes 1, hier's die gedagtes, en ek gaan nie te lank wees vanaand nie. Vir hy dit wat van die begin af was, dit is nou Jesus Christus, aansluitend by Johannes 1, in die synoptics, wat ons gehoor het, hoor mooi, wat ons gehoor het, wat ons 4 dinge, van wie ons gehoor het jy gehoor? Het jy die evangelie gehoor? Het jy die gehoor? Jesus red, verlos en genees. Jesus maak vry. Jesus maak heilig. God gee sy wysheid. God gee sy verlossende krag. Jesus het ons gegee alles wat ons nodig het om in hierdie lewe die weg te ken, om in hierdie lewe suksesvol te wees en aktief, effektief te kan wees vir sy koninkryk. Vir sy koninkryk, vir sy onthaalwe, vir al die genade en sy liefde aan ons bewys. Dink maar net waar jy was. Jy het vanmôre jy het gehoor, en daarom het jy geglo. Jy kan nie glo as jy nie gehoor het nie. Jy kan nie net die genade kry, sonder dat jy nie verstaan wat jy ontvang het nie. Ek het ontvang, en van wie af het ek dit ontvang? Geliefdes, ons oë het gesien. Het jou oë al gesien? Het jy die getuienis? Het ons aanskou? Het ons die 4de een? Het jy aanskou hoe God in jou lewe gewerk het? Kan jy getuig? Johannes het getuig, ons moet gaan getuig, ons is vermaan deur die woord van God om te gaan getuig van dit wat in ons lewens plaasgevind het. Nou het ons gehoor, maar ons vertel nie. Ons het gesien, maar ons vertel nie. Ons het aanskou, maar niemand vertel nie. Geliefdes, as jy kind van God is, kan jy sekerlik nie stil bly oor Jesus Christus, die lig van die wêreld, wat in die wêreld gekom het, wat die mens kom verlig het, en sy sonde by hom begin wegneem, wat sy gedagtes, sy conscience kom aanklaar, wat sy gewete kom reinig het van dooie werke. Hoe kan ons nog in die dooie werke bly? Hoe kan ons nog bly soos wat ons was? Nee, kind van God, jy het geword 'n nuwe skepsel. Kyk, alles het nuut geword. 2 Korintiërs 5 vers 17 en 21. Alles het nuut geword. As jy nuut geword het, het jy die lewe gekruisig, die wêreld gekruisig, en die wêreld is gekruisig vir jou. Hy sê, ons het ons hande getas. Hy sê, wat van die begin af was, wat ons gehoor het, van wat ons oë gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Die woord van God is 'n tasbare werklikheid. Dis nie iets wat net daar gespreek word en gesê word, en geen effek sal hê nie. Wanneer God spreek, so sal dit wees. Daar is nie 'n ander manier om dit te probeer nullifiseer, of probeer te versag, of probeer anders te omskryf nie. Die woord is waar en die woord is seker. Amen. Halleluja. Daar's nie 'n manier dat ons kan omdraai as die waarheid ons tref nie, want die waarheid is daar om vry te maak. Die waarheid is daar om te reinig, te was en te heilig. Die woord van die Here is lewendig en kragtig as enige ander tweesnydende swaard. Die woorde van die Here getas het. Geliefdes, het jy al begin werk vir die Here? Is jy al besig in die koninkryk van God? Is jy werksaam? Is jy besig om te bid vir mense? Is jy besig om hande op te lê? Is jy besig om die werkende krag van God se Heilige Gees, die gawes wat hy jou gegee het, is jy besig om die gawes uit te leef? Is jy bereid om 'n instrument te wees van bemoediging en versterking? Is jy in die besigheid van hulpbetoning? Kan jy praat? Jy kan al daai hulpbetonings en al daai goed doen. Maar vra jou vanaand verseker, is jy bereid om te sê vir wie jy dit doen?
Wie is jou meester? Wie is die een wat jou op die weg en op hierdie lewe? Wie is die enigste een vir wie die antwoord kan wees van hierdie lewe? Daar is geen ander weg nie, geen ander waarheid nie, geen ander lewe, behalwe in die Seun van God en die Vader wat dit vir hom, wat saam met hom is, en die Heilige Gees wat ook lewe is nie. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien. Die lewe was geopenbaar aan my, die duisternis is die wolk van duisternis is van my af oopgetrek en ek het die lig van God gesien. En die lewe is geopenbaar. Dis verreweg die beste, die heel beste en die enigste beste is om die Here te volg. Waar hy is, daar sal ek en jy ook graag wil wees. Is ek en jy binne in die volmaakte wil van die Here? Hoor hierso. En die lewe is geopenbaar, 1 Johannes 1 vers 2. En ons het dit gesien, ons het getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Ek kan nie vir iemand enigiets anders te vertel nie. Ek kan nie stil bly oor die Jesus nie. Ek kan nie stil bly en sê hy is net 'n mag en 'n krag nie. As hy nie 'n persoonlike ontmoeting met ons, sê altyd 'n persoonlikheid. Daar is persoonlikheid, daar's emosie, daar's effektiwiteit in. Daar is 'n uitroep. Daar is iemand wat jy wil volg. Ek volg nie net 'n masjien nie. Ek volg 'n lewendige, tasbare, gevoelige God wat my baie liefhet en baie vir my omgee en baie lankmoedig is om my ontwil, om my van hierdie lewe af veilig in die lewe hierna te sien. Hy wil my veilig in 'n veilige hawe. Ek kan hom nie meer weerstaan nie. Ek sal hom nie weerstaan nie. Ek wil hom volg met alles wat ek het. Hy sê, vers 2, ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe. Dan vers 3, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap is met die Vader en met die Seun, Jesus Christus. Daar's 'n gemeenskaplikheid. Ek het 'n Vader, ek het 'n broer in die hemel, Jesus Christus. Ek het die hoë priester apostel, Christus Jesus. Ek het die Seun van God as my vriend werk. Alles in my werk hom ten goeie, wat gestuur is vir hom en tot hom, en deur hom sal alle dinge in stand gehou kan word. God is goed en hy hou vir ek en jou in stand. Geliefdes, ons gaan aan met hierdie gedeeltetjie en ons praat verder. Ons sien dan dat die Here dan met ons praat en met ons werk. Hy sê in hierdie vers 3 in 1 Johannes 1 vers 3, wat ons gesien het en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap het. Jy kan mos nie stil bly as die Here God. Jy kan nie stil bly as die Here God in jou lewendig geword het nie. Hoe kan jy stil bly as hy jou lewe geword het? Is jou blydskap nie volkome in die Here nie? Is jy nie bly en opgewonde dat hy in jou is nie? Een van die eienskappe van 'n kind van God, die blydskap van die Here, is sy beskutting. Hy kan nie ophou praat en getuig van wat hy gesien en gehoor het nie. En geliefdes, wanneer laas het jy 'n bonatuurlike ontmoeting gehad? Wanneer laas het jy 'n wonderwerk gesien? Wanneer laas het jy gesien waar God aan jou lewe werk? Wanneer laas het jy gesien hoe God jou gebruik in die lewe van ander mense? Het jy elke week 'n ontmoeting met God gehad in die lewe van iemand anderster, waar iemand jou opgeroep het, waar iemand 'n noodkreet gehad het, waar iemand die Here God gesoek het? Was jy te vind? Het jy die getuienis gehad soos Johannes gereed was, vers 6, Johannes 6, 1 vers 6, waar hy sê, daar was 'n man van God gestuur, wat tot die getuienis gekom het van die lig, om van die lig te getuig, dat hy tot die getuienis gekom het. Ek kan nie getuig van iets wat ek nie weet nie. Ek kan net getuig van dit wat ek weet. Prys die Here. Weet jy waarvan jy praat? Is jy 'n getuie? Kan mense sê wie jy was? Weet mense wie jy was en weet hulle wie jy nou is? Prys die Here.
Of kan mense nie meer sê, hulle kan nie meer onderskei of jy nou regtig elke dag kragtiger en sterker word in die Here nie, of is jy besig om terug te sak, terug te val? Nee, ouens, ek het vanmôre gesê in ons bediening, het ek gesê, weet julle wat, ons moet nou sterker word in die Here. Daar moet groei wees daagliks by die kinders van die Here. Ek kan nie stagneer vir een oomblik nie. Ek moet opgroei en sterker word en Christus moet baie meer gestalte in my kry. Ek hoop wanneer ons na mekaar kyk, dan sien ons regtig 'n afbeeldsel en 'n afdruksel van Christus Jesus onder mekaar. Geliefdes, waarlik, heiligmaking is 'n proses, maar heiligmaking is ook waarneembaar. Jy kan daagliks sien hoe God mense se lewens verander. Hulle is nooit weer dieselfde nie, sal nooit weer kan terug nie. Inteendeel, die Bybel sê in Johannes 3 vers 16, ek het so nou die dag so vinnig gekyk, ons kyk so vinnig oor en ons kyk na so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun Jesus Christus gestuur het. Hoor gou hier. Ons gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie. Ons lees nie daai woordjie mag nie. Die Here sê, nie mag verlore gaan nie. As jy glo, gaan Jesus Christus nie, laat jy verlore gaan nie. En jy moet niks moenie teen hom gaan, sodat jy nie verlore kan gaan nie. As jy in hom glo en in hom vashou en toelaat dat hy werk en wil en deur jou werk, en jy toelaat dat hy jou gebruik as sy instrument tot getuienis en tot die verandering van ander mense se lewens, hoe gaan mense kom? Waar gaan hulle 'n nabyer gesig en beeld kry van Christus Jesus as jy verteenwoordig in Christus Jesus ook op hierdie aarde? Met ander woorde, die Christus Jesus wat in jou is, dan beweeglik nog steeds jou liggaam gebruik, sodat hy by die mense kan uitkom, sodat jou lig kan skyn in die duisternis en ander daardie lig kan aanskou en deur daardie lig aangegryp kan word. Halleluja! Jy dra die salwende krag van God. Jy dra die veranderingsboodskap, die oortuigende boodskap van die Heilige Gees. Jy het die vermoë om ander te kan oortuig om Christus Jesus te volg. Jy kan tasbaar ander aanraak en die Here God kan mense se lewens verander deur jou lewe. Dis wat ons moet hê. Maar wanneer laas was daar 'n vars gebruiklikheid? Elke dag moet jy aanmeld vir dienswerk vir die koninkryk van die Here. Geliefdes, hoor hierson. Ons skryf hierdie dinge aan julle sodat julle blydskap volkome kan wees. En dit is dit in 1 Johannes 1 vers 4 en 5 sê. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Daar moet in ek en jou ook geen duisternis wees nie. Want die Here werk nou in ons om te deel met die duisternis. Laat hom toe om die duisternis uit ons uit te haal, sodat ons meer kragtiger as lig kan skyn in hierdie lewe. Dis wat gaan gebeur. God moet die openbaarmaking van die kinders van God meer kragtiger maak in hierdie lewe, want dis al wat die antwoord is vir 'n land soos Suid-Afrika, enige ander land en vir die wêreld daarbuiten. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, vers 6, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en ons doen nie die waarheid nie. Jy kan nie sê, ek kan daarin bly nie. Ek het die reg om met die genade van God te speel. Ek het die reg maar om te bly soos ek wil nie. Nee, dit was jy is dit nie meer nie. Jy was voorheen, praat jy van 'n dooie Marius, wat die sonde gedien het. Jy praat nou van 'n lewendige Marius, wat die Here dien in gees en in waarheid en ware geregtigheid. Jy leef 'n ware lewe, 'n skoon lewe, 'n egte lewe. Een wat getrou gevind is in die werksaamheid. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sondes. As ons wandel
dan kan ons sondes vergewe word. As ons bereid is om weer op te staan as ons gestruikel en geval het. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sonde bely, Jesus Christus is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe, van al die ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is in nie on. Geliefdes, ons het 'n stryd met die vlees. Ek kan nie vir u sê ek het nie 'n stryd nie. Ons het almal 'n stryd met die vlees. Maar laat dit jou nie verhinder nie. Jy gaan nie in jou vlees bly nie. Jy gaan nie in die sonde wil bly nie. Jy gaan nie toegee dat duisternis die lig in jou verduister nie. Jy gaan nie jou oë uitleen nie. Jy gaan nie jou ore uitleen nie. Jy gaan nie dinge doen waar die duiwel plek het, so wat ons hom weer toelating gee, en dat kan ons in die skande kom nie, en wat ons skade doen aan die liggaam van Christus Jesus nie. Hoe nougeset moet ons nie probeer wandel, soos wat die Here ons vereis, dat ons nougeset moet wandel. Geliefdes, ek praat net vanaand, ek beklei nie vanaand nie. Ek sê, laat ons getuig van die lig wat in ons lewens is. Laat ons nie, wat ons nie gemeenskap het met die duiwels nie, en met die tafel van die spotters, en hulle, wat so maklik smil, wanneer die kinders van die Here so maklik saam met hulle praat, en so maklik hulle Christus Jesus verraai en verloon. Ons gaan dit nie toelaat nie. Ons gaan nie Christus verraai en verloon nie. Ons gaan Christus Jesus bely en erken in die lewe. Ons gaan getuig van wie ons in Christus Jesus is. Mag hierdie aand vir jou geseënde aand hou. Mag jy baie baat vind in die liefde en die genade van God, in die gees van die waarheid. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander waarheid nie. Die Bybel praat eendragtig dat die wêreld het die lig gesien. Hulle weet van die lig. Hulle ken die lig, maar hulle wil nie die lig hê nie. Hulle wil nie Jesus hê nie. Dan moet hulle prys gee. Hulle moet baie dinge verloor. Geliefdes, dis goed om dinge te verloor wat vir my tot geen nut sal wees vir hierdie lewe nie. So baie van die dinge moet ons maar gelos het, want dit bring net skade en maak net ander mense seer. Geliefdes, kom ons hou vas aan die Here. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die lieflike aand. Seën ons ryklik, Vader, deur u genade bid ek dat die Gees ons sal onderhou en sal onderskryf en ons sal lei. Vader, u Gees is goed, u Gees is wonderlik. Ons het so versterking nodig in hierdie dae. En Vader, ek bid dat die duiwel ons nooit eenkant sal kry waar hy ons wil verlei en wegtrek van u teenwoordigheid nie. Vader, ek bid dat elke boetie en sussie mekaar sal ondersteun. Hulle is mekaar se keepers. Hulle moet mekaar help en bystaan, Here, met alles wat hulle het. Nie net in die stoffelike nie, maar ook in die geestelike bid ek, Vader, dat die gees van selfsugtigheid ons sal verlaat. Die Here, dat ons sal wakker word uit ons slaap uit en dat ons mekaar sal ondersteun. Here, as ons vir mekaar nie eers kan dra as kinders van God nie, as ons mekaar nie eers kan ondersteun nie, Vader, hoe kan ons nog vir die wêreld daar buite sorg? Here, ek vra dat u asseblief u Gees oor ons sal vaardig hou, Here, dat u elkeen sal bring tot openbaring en gesig. Vader, stuur ons uit, dat ons kan gaan praat wat ons gehoor het, wat ons gesien het, wat ons aangetas het. Here, dat ons weet, u gebruik ons, Here. Gebruik u kindertjies. Hierdie week bid ek, Here, dat hulle net oop instrumente sal wees. Here, hulle het nie nodig om te impress met woorde nie. Laat hulle net wees wie hulle is en gebruik hulle soos hulle is. Want Here, elkeen is bemagtig om te wees 'n kragtige instrumente in u hand. Die lig van die wêreld. U sê u is die lig van die wêreld. En duisternis sal in ons sterflike liggame nie meer heers nie. Dankie daarvoor. Terwyl ons nog soekend en biddend, Here, ons u kan bely en kan groot maak. Alle lof en eer kan kom u toe, Vader. Werk u heiligmakende Gees in ons binneste, Here.
werk u verlossingsbloed deur in ons, Here. Maak ons vry nog meer, en maak ons nog meer heiliger en skoner, naarmate die dag van u nader kom, al nader, in Christus Jesus. Alle lof en eer kom u toe. Amen en amen.